Dit is amper nuwe jaar en voordat ons hier op Kletskompas die nuwe jaar inlei, gaan groet ons eers behoorlik vir 2025 met 'n kykie na die groot gesprekke wat ons hierdie jaar op ons program gevoer het. Onder meer was 2025 nie net 'n groot jaar in politiek of ekonomie nie, maar ook vir die kunste en veral vir musiek. Ons gaan kyk na 'n onderhoud wat ons gedoen het met die metalgroep As Night Fades, voordat hulle Suid-Afrika toe is om die land te verteenwoordig in die Wacken Metal Battle. En dan gaan kyk ons ook na heel eerste van sy soort, 'n hip-hop fees wat op Rehoboth gehou is. Geniet dit. Moenie dat hulle tattoos en hulle sombere gesigte vir jou afskrik nie. As Night Fades is eintlik nogals cool ouens, en twee van die cool ouens is vandag saam met ons, JP Jacobs en Steven Slabra, heel aan die ander kant wêreld uit mekaar. Hoe gaan dit met julle? Goed, dankie. Julle is hard aan die voorberei hoor ek. Ek hoor daar's nie meer tyd om lekker te kuier nie, maar julle gaan môre aand lekker kuier. Ja, na die show. Na die show. Na die besigheid afgehandel het. You're all business these days in voorbereiding vir die Wacken Metal Battle vir Sub-Sahara Afrika, waar julle gaan meeding om die geleentheid om die verhoog te deel saam met baie ander groot name in Wacken, Duitsland, die grootste metalfees ter wêreld. Hierdie is julle tweede keer wat julle probeer. Hoe voel julle vir die tweede probeerslag? Definitief opgewonde, maar ja, die druk is daar. Die druk is definitief daar. So ons doen alles van ons kant af wat ons kan doen om voorberei te wees vir dit. Hierdie keer het ons bietjie meer ondervinding. Ons weet meer wat om te verwag. So vir die laaste jaar het ons baie voorbereiding gedoen. So ja, ons is opgewonde. En Steven, hoe voel jy? Super excited. Daai show is iets anders. Ja. Daar in Joburg. Ja. En julle het nou laas jaar deelgeneem en ons het vooraf 'n bietjie oor gesels. Wat het julle geleer uit daai geleentheid? Natuurlik kyk jy nou na van die bestes wat Afrika suid van die Sahara kan oplewer. Wat het julle daaruit geleer? Afrika het talent. En ek praat van talent wat jy nie sal eers verstaan nie. Daar buite, ek bedoel daar's bands in Kenia. Metal bands in Kenia. Sou jy dit geglo het? En goeie bands. En goeie bands. En ja, ek dink Afrika was 'n bietjie afgeskep deur die hele wêreld met die metal scene en so voort. Hulle het nie regtig na ons gekyk nie en ek dink hierdie show, hierdie battle het die wêreld se oë bietjie op Afrika gesit en ek dink dit is 'n goeie ding. Natuurlik, en dan het julle nou die geleentheid môre aand en daar's 'n nuwe enkelsnit wat daar vrygestel word. Sever. Vertel vir ons bietjie, Steven. Dis een van die songs wat ons eintlik geskryf het vir die Wacken Metal Battle. Dit gaan bietjie iets anders wees. Ek gaan nie iets meer sê nie, ek mag nie. Sorry Nikolai. Ja, ons mag laat doen. Dit gaan ook nie mag afgeneem word of enigiets soos dit nie, geen video's of al die ander liedjies kan afgeneem word. Behalwe die spesifieke een. Ons sal laat weet. Jy het vir my diep in my siel ingekyk. Jy gesê dit mag nie afgeneem word nie, JP. Het jy iets teen my? Dit mag niet afgeneem word, die punt. Maar jy kan dit met jou eie oë gaan sien. Dit is by Handlebar in Windhoek. Kaartjies is beskikbaar, ek glo by Webtickets. Ekskuus, nie e-ticket hierdie keer nie. By Webtickets. Hoe voel julle oor die show? Vertel vir ons 'n bietjie meer waaroor gaan die show. Okay, so vanaand gaan ons die stage gaan bou, so dit is nie lekker nie. Dis voel ek op die oomblik, maar ek is excited om weer, ons het bietjie lanklaas in Windhoek gespeel. So ek dink dit gaan nogal 'n treffer wees en die ander bands waarmee ons saam speel en hulle kom support ons. So hulle vat niks van hierdie show af nie. Hulle is great. Absolutely fantastic. Like I can't say more. The world can wait. Crash. And Tanya is actually opening as well, so it's going to be quite the show. Quite the show indeed. Nou, vat vir ons 'n bietjie terug. As Night Fades gaan nou al 'n paar jaar lank aan en julle het stadig maar seker vir julle ek wil sê 'n cult following in Namibië gebou. En mense is ongelooflik lief vir julle. Waar het As Night Fades begin? Dis ons almal was al in verskillende bands so oor die jare gewees. Ek en Steven is al, ek dink al seker amper 20 jaar lank vriende. So ek praat hier van 2008 tot en met so 2011 of 12
het ons altyd probeer om 'n band saam te begin, maar dan was hy in 'n ander band en ek was weer in 'n ander band, so dit het nooit regtig waar gebeur nie. dit was altyd 'n storie. Maar ja, eventually het ons die kans gekry en het ons dan maar gespring vir dit. Ons het eers begin as 'n ander band met die naam van Save 19. Hulle was toe klaar 'n gestigte band, so toe join ek na die tyd. En maar ja, daar het nie veel gekom nie en vinnig toe was As Night Fades gebore, want ons hart is altyd in metal. Save 19 was bietjie meer in die rock en soft rock. Wat dit was fyn, niks fout met dit nie, maar dit was nie regtig ons nie. Ja. So met As Night Fades het ons nou die kans gehad om te doen wie ons is en wat ons voel ons in goed is. En ja, ons dink ons trek nou al by 11 of 12 jaar wat ons dit nou al doen. So dis 'n lang paar jare. En ek moet sê 11 of 12 jaar is meer as wat baie Namibiese groepe kry. Steven, wat dink jy hou As Night Fades vir so lank aan mekaar? Wat dink jy maak dit uniek? Ek dink oor wat JP nou gesê het, ons is metalheads en ons wil metal speel. Ek dink ons as 'n groep is baie uniek want ons is die mense wat dit wil speel. So ek dink dit hou ons by mekaar. Plus ons is vriende al vir lank. So ons verstaan mekaar en ons is 'n unit. So as ons op stage is, ek weet wat hy gaan doen. Presies. As hy 'n fout maak, ek weet hoe hy gaan recover. Gebeur nie. Nooit. Nee, jy's foutloos, Yep. JP. So Maar as iemand anders 'n fout maak. O nee, definitief. Een van die ander Definitief. Dis hoekom ek daar agter sit. Ek maak seker almal doen wat Ja, hulle moet doen. hy praat eintlik van hoe jy hulle foute Yes. red. Ja. Dankie. Dit. Maar Steven, jy het vertel, jy weet hoe JP die ander ouens se foute gaan red. maar ek dink wat ons ook baie by mekaar hou en makes us want to carry on. As die mense ook, ons fans en die mense wat by ons shows is, die mense wat met ons praat oor ons musiek, nou ons nuwe vriende in Suid-Afrika, daai mense is ook nou, dit hou ons by mekaar, dit maak dit, dis die werk vir ons hier. Kyk, ons practice baie en ons het vroeër vir jou vertel, ons bandmanager Nikolai, het sommer 'n Love you, Nikolai. Hele bandmanager we Nikolai. potato you. Ja, het sommer 'n schedule uitgeset vir ons vir die waken. So en dit was non-negotiable, so ons moes daar gewees het daai tyd, daai dag. En dit help. Ek bedoel, daai struktuur help ons want ons musiek is baie gestruktureerd. So om 'n struktuur te hê ook in die band hou ons ook op ons tone. Okay. En JP, daar's beslis 'n miskonsepsie oor metal. Jy weet dat dit rock is wat 'n bietjie te ver gegaan het, rock wat 'n bietjie mal geraak het. Dink jy daai miskonsepsies dra water of dink jy mense het dit bietjie verkeerd op? Ek sal sê dit is nie hoe dit is nie, want daai argument kan albei kante toe gaan. Soos ek sê, ons hoef nou nie in 'n diep gesprek te raak daaroor nie, maar it goes both ways. So nee, ek bedoel ons wat nou metal musiek doen vir jare lank groot geword het in dit. Ek het my eerste Slipknot DVD in graad 7 gekry byvoorbeeld. So dit is nie ek dink dis een van daai gevalle van doen bietjie jou eie navorsing. Byvoorbeeld, maar soos met ons, dit is 'n amazing groep mense. Jy weet, daar breek nie lelike goed uit by ons shows nie, selfs by die shows wat ons was, selfs in Suid-Afrika. Dit is van die amazingste mense wat ons al ooit ontmoet het, en ons het hulle met 'n show in 'n aand ontmoet, en dis mense, ons is nou presies 'n jaar later, en ons het nou nog WhatsApp calls met hulle, en ons is Facebook messages, en ons ondersteun mekaar die hele tyd, alles wat ons post, en hulle post, en so kommunikeer ons die hele tyd. Dit is regtig 'n great groep mense. So ja, en ek dink daai mispersepsies lê, ons praat hier van 40 jaar terug, so ek dink kom bietjie oor dit julle. Dis 2025. Dis nou uit, dis nie meer daarvan nie. Maar een ding wat vir my uitstaan, jy wat sê dis hierdie fantastiese groep mense in metal, met verwysing dan na die mense wat julle by Waken ontmoet het, na julle aanhangers, Steven wat sê julle het hierdie fantastiese aanhangers. Vertel vir my 'n bietjie van daai oomblik wat julle besef het, so hierdie is eintlik 'n gemeenskap hier op sy eie. Soos ek sê, dis baie van die shows wat ons speel is die praat, maar waar vir my een van die beste oomblikke was, dit was 'n paar maande nadat ons album klaar gerekord het in Swakop, en toe het ons toevallig 'n show by Handlebar gehad,
En een van ons songs, Morphine, wat nou ons bietjie meer 'n rock song is. Maar wat vir my die beste oomblik was, is terwyl jy daar op stage sit en ons speel die liedjie, toe kom ek agter dat die mense sing woord vir woord saam met wat Steven sing. Wat net vir die rekord moeilik is vir 'n metal song. Veral as jy met Steven probeer. Ek het al vir Steven gehoor. Hy sing in daai liedjie, hy sing. Hy skree nie, hy sing. Ja. Regtig. Is so 'n kind. Dis waar dit begin het vir my. Dis waar ek begin agterkom het en veral met die eerste keer wat ons Johannesburg toe gegaan het en 'n paar jaar terug was ons in die Kaap en selfs nou met Desember toe ons in Kaapstad en Stellenbosch gespeel het, is wanneer ons agterkom op ons social media pages hoe die mense die likes en die comments en die weet hoe almal kommentaar op alles wat ons doen en die ondersteuning wat hulle stuur. Dit is vir ons nogal, dit beteken meer vir ons as wat mense ek dink ooit sal besef om eerlik te wees. Dit is die moeite werd. Ja, dit maak ons harder oefen, dit maak ons harder werk want wat vir ons ook baie amazing is dat as jy nou kyk op die Waken pages wat nog nooit in die history of human existence was dit nog nooit op nie. Die Namibiese vlag is nou op. En dit is nogals vir ons dit beteken baie, jy weet en weer eens soos ek sê as die mense wat ons so saam staan en ondersteun. Dit maak ons net harder werk en Nikolai baie strenger. Love jou, Nikolai. Ons het ewen nou 'n nuwe genre van metal ontwerp. En dis biltong metal. Ek sal dit hoor. Gaan dit môre aand wees? Dis môre aand. Okay, dan julle my daar. I'm sold. Bring net julle biltong. Okay, en dan net voordat ons julle laat gaan, Steven, een ding, ons het nou gepraat van jy sing. Maar ek wil net weet, hoe vind mens uit jy daai talent? Om te sing. Om te sing in 'n metal styl. Hoe vind mens dit uit? Jy vind dit uit, dis tegniek. Okay. Dis nie 'n wake up in the morning. Oh wow, ek kan dit. Ja nee, dis jare se prepwerk en tegniek en werk aan jou stem en werk goed want jy kan jouself seermaak en practice makes perfect. Ek het dit nooit geweet nie. Okay. Maar ek sê maar net ek gaan 'n weddenskap aangaan môre aand dat As Night Fades gaan wen. Ek het julle 2 jaar laas gehoor. Update my gou 'n bietjie wat het in daai 2 jaar gebeur met As Night Fades. Ek dink ons het net beter geword. Ja. Ons soos ons oefening is baie meer produktief. Die hele manier hoe ons nou liedjies skryf het verander. Van Waken af laas jaar het alles in As Night Fades verander. Ons band practices is baie meer streng, baie meer produktief. Die hele van A tot Z, so ons het nou baie meer tegnologie ingebring ook. En want dit is iets wat ons definitief in Johannesburg agtergekom het. Die mense, daar is tegnologie betrokke. So toe is ons ook tyd wel, dan moet ons bietjie step up. Ons moet ons game bietjie step up en ek dink ons het dit definitief gedoen. Met die nuwe liedjie môre aan sal definitief die eerste indikasie wees van dit. Mag jy afgeneem word hè. Maar anders is dit alles het net strenger geword. Alles die werk het harder geword. Dit is nog steeds lekker. Ja, maar dit is definitief die moeite werd vir ons. So ons sal nie sommer ophou nie. Nou, en dan wil ek nou kom by daai mense wat dalk 'n miskonsepsie het oor metal. Jy het nou gesê hulle moet self gaan luister. Waar begin hulle in hierdie? Elkeen van julle gee vir my 'n plek waar mense kan begin. Dis moeilik, want die System of a Down maybe? Ek sou sê miskien Breaking Benjamin want hulle het baie keer geskree hier en daar en dit voel lekker. Ek sou ook sê ou Linkin Park. Begin like Hybrid Theory album, die album wat ons almal musikante gemaak het basies. Ek dink daar is die area waar mens kan begin want dit was my deur oop gewees. Linkin Park, Limp Bizkit en Disturbed was my 3 bands wat my in die hardere musiek gekry het en Ja, dankie. Daar het ons nou gehoor wat ons nuwe landbouminister Albert Hengari te sê gehad het, maar ons los eers die geliefkoeste landbou agter en gaan na 'n ander geliefkoeste onderwerp. Dit is rympies
na musiek in Afrikaans. Met my in die ateljee is meneer Lennard Witbooi om met ons te gesels oor die Afrikaanse hiphopfees vir die 3de Mei. Lennard, hoekom 'n hiphopfees in Afrikaans? Eerstens, baie dankie Ogeto vir die geleentheid om met jy en jou luisteraars te praat. Amor McNabb Productions het gevoel, wat se talent het ons in hierdie klein dorpie, wat ons noem huis, wat ons noem tuis. Wat sy daarmee opgekom het is klomp jong manne, wat in die dorp bly en wat in die dorp sing en wat in die dorp rap. So rap is mos 'n bietjie deel van die hiphop kultuur. Ja. Met dit saam het sy gevoel, if they are upcoming, why not bring somebody that's more experienced? Die is nou name soos Jericho, Aiksa en so. Laat hulle in 'n manier idols kan kry of models kan kry, na wie hulle op kan kyk. So vir die 3de Mei het ons daai aan die gang, die Afrikaanse Hip-Hop Festival. Het gaan noodwendig in Afrikaans wees, gaan 'n bietjie Engelse woordjies wees en 'n bietjie kwek ook. Mooi. En daai gaan wees Saterdag die 3de Mei in die mooi dorpie van Rehoboth, by die Rehoboth Stadium self. By die Rehoboth Stadium. Ja, vanaf 12 tot 6 uur in die namiddag. Dink jy hulle sal die stadium kan volmaak? Die stadium is redelik klein, amai. Okay. Maar ons ken ons Kalkrant is daar, Dordab is ook daar, Aries is ook daar en natuurlik ons mense van Windhoek is welkom om daar te kom. Ja. Vir nou het ons $100 vir die hek. Okay. Dit sluit uit ouers of die bejaardes en enige iemand onder 6. Okay. Dit sal redelik groot wees. Ons praat van jumping castles hier vir die kinders. Mooi. So ek sien persoonlik daar, kyk ek is wel nie 'n kind hier, maar dit sal so goed wees om op hierdie ouderdom 'n bietjie jumping castle en 'n bietjie water slide ook saam met die Rehoboth burgers te doen. Ja, lekker. En Jericho natuurlik 'n groot trekpleister. Natuurlik, hy gaan ook daar wees. Kyk, die rede vir Jericho se invite is Jericho has a history of having used drugs before on an abuse level. Nie net gebruik nie, maar misbruik. So met dit gesê, Jericho has changed into a person wat die jeugdiges op kan na kyk en kan sê, but if he can do it, has done it, and can keep up that trend, hoe kan ek dit doen? So ons gebruik die musiek en die hiphop kultuur om die mense te leer dat hiphop is nie net oor die en daai nie, maar jy kon daai gewees het in jou verlede. But if you're able to change and still be in hiphop, wat sê dit vir die jonger gawes? Wat sê dit vir dies wat nou 6 jaar oud is wat hy dag nie gaan betaal nie? It basically sends the message that music unites and music can bring so many people from so many cultures under one theme at the same event. En op die einde van die dag voel Amor McNabb, sy is die organiseerder van hierdie event. She wants to cultivate culture of productivity. As julle vandag optree op hierdie stage met so 'n groot naam soos Jericho, what can you guys produce 6 months down the line? What about 1 year? Because at the end of the day, sy wil dit jaarliks doen. Die groter picture is 'n massiewe gospelkonsert, so 5 tot 6 jaar hier vanaf. So vir die tyd en wyl wil ons maar net hy vertroue bou van vernaam in Rehoboth. If the audience knows well and if you have kept abreast with media, Rehoboth is one of the hubs in Namibia waar almal dwelms of gebruik of misbruik of verkoop. So with this said, and as a community member of Rehoboth, the McNabb family, Amor feels quite strongly to the fact that young mense dryf vanaf skoolwerk. As opposed to sporting activities, hulle gaan verkieslik pad langs sit en rook. This has destroyed lives. Not a life. A life destroys a household destroys a community. What if this is the whole of Namibia? So ons praat nie net van die streekie, maar van die hele land op die einde van die dag. So through this event, the Hip Hop Afrikaans Festival for the 3rd of May, that's the ultimate aim. Take young people, get their creative side out, and through one person, influence their homes and their communities op die einde van die dag. And it's so important to get young people involved in the arts and creative expression. I feel that a lot of the problems that we have is because people don't have avenues with which to express themselves. You know, Ogeto, through my tour Saturday after meeting Amor McNabb, I got to discover that RHB has an arts and culture center, like a school. And dis een van die ways waarmee iemand kan, for instance, studies have shown if you're a smoker
And out of 8 hours, you smoke 8 hours. But out of the 8 hours, you have 6 hours to do something. It then minimizes the amount of time you spend on that not so creative activity to 2 hours. What if the activity builds you? Dan voel jy, nee, maar kom ek spandeer 7 ure daarop. What if the activity is then your passion? Dan raak dit 8 ure. 1, 2, 3 sien jy, die persoon doen nie meer dwelms nie, hulle is nie meer deel van gangs nie, en hulle voel meer produktief as hulle uit die huis uit gaan, en hulle kom meer uit as 'n ander persoon. And that is what we're looking forward to. But further to that, to see a new Minister of Arts, Youth and Innovation, I think because she will be there, Sanet, as well as her deputy, Dino Balotti, alongside other parliamentarians, would be there that Saturday. It is such a blessing to know that Osie Sanet sal daai dag teenwoordig wees, fisies aan my. Nie deur 'n videoboodskapie of 'n voice note nie. She's not using technology. Sy gaan fisies daai dag teenwoordig wees, and to know it and to feel her presence as a new minister, barely 2 months into her reign, gaan vir my, en ek dink almal wat daar is of sal wees, baie mooi wees, to know that they're not only about speeches, which she's making today, is te doen ook met aksie. Sy gaan teenwoordig wees. Julle kan foto's met haar neem as julle so voel. En to know that she's investing time. Een van die duurste goed op hierdie planeet, to be there is beautiful. En Dino ook, natuurlik hy hou baie van sports. So dit gaan goed wees om vir hom op die jumping castle of op die water slide te sien, of hier en dan so met 'n bal met die kinders 'n bietjie rond te speel. Ja, pragtig. En sê my van die liedjies wat gespeel gaan word en gesing gaan word, die musiek oor die algemeen, die boodskap, veral in terme van rap en hip-hop, is dit opbouende boodskap? Ek weet veral rap het 'n reputasie van die boodskappe is nie so goed nie. Het jy al nog geluister of weet jy van sekere van die kunstenaars? Hoe dink jy? Die antwoord is ja. Opbouend is what our focus is, en ons sien uit na Aixa, wat van die baie af gaan kom. Ons praat van 4,5 ure van reis, né? Ja, met 'n positiewe boodskap. And Amor did alert me that the basic requirement to perform on that day is create happiness through your music. Bring 'n boodskap deur jou musiek, to the extent where wanneer mense daarvandaan gaan, daai dag, moet hulle kan sê, hierdie is 'n lentjie wat ek huis toe gaan dra, of in my hart gaan dra, of in my hoof gaan dra. So we're looking forward to figures like Jericho actually spitting the rhymes, doing the beats, and showing us what it is like to have been, to be, and want to be a phenomenal figure. There's a line from a Jericho song that always sticks with me, still like an athlete running. Daai is mos van die Hetta Paté treffer van 2010 met Tuna en ek dondoe is Max T, hulle se squad. En daai is die tipe musiek wat ons bevorder. And alongside CIC as one of our sponsors, and of course, the universal brand called Coca-Cola. Hulle het tog aan boord gekom om te sê, what? When? Where's the paperwork? Can we talk more? And JR Advertisement also came on board. Onthou, Reboort is 'n klein dorp. And that's why drug use and whatnot is easily transferable from person to person, want hulle het baie kontak met mekaar. So if you do it, I would do it. JR Investments or Advertising has come on board to give something phenomenal alongside the other phenomenal sponsors. Hulle gaan 'n banner gee aan my. Julle ken mos miskien Church Street. Kyk, ons weet daar's tog net een stel robots. Maar 'n bietjie na die robots in Reboort. Kyk maar net op. You will see that JR Advertising has sponsored a banner for the Hip Hop Afrikaans Festival. Excellent. And we're looking forward to more, not only companies. Dis maar net 'n lesie wat ons vir nou het. Aangesien mense nou eers van die boodskapie hoor en van hulle 'n bietjie 'n rukkie terug, we're looking forward to more and more individual sponsors coming on board. We don't have much time, so I don't want us to miss out on the opportunity. Where can people get tickets? Tickets are attainable for now through Amor McNabb. If time allows, I will surely give the details as well. And through Amor's details, you can get your tickets for $100. Wat is haar nommer? Haar nommer gaan wees 081 144 9088. 0811 44 9088. Julle kan in verband tree met Amor en sy gaan vir julle verwys na waarom die tickets te kry.
En persoonlik sien ek uit, ek gaan die MC mos nou die dag O, wees. lekker. Ja, heel dag. I look forward to having yourself there as well as your team and everybody under the roof for one message. Transfer a message to one to affect everyone. Excellent. Ons sal daar wees. En met dit is ons aan die einde van ons onderhoud, maar ons het nog ietsie vir u. Bly by Klets Kompas, sien u nog net. Irongo Med is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irongo Med is committed to making a difference. What about you? Lekker man, lekker. En daar het julle dit nog 'n kletskompas vir vandag. Môre is ons weer by julle vir nog 'n kletskompas. So skakel weer in en baie dankie. Totsiens.